Welkom by vanaand se As Woensdag nagmaal. Vriende, As Woensdag is die eerste dag van lydingstyd. Lydingstyd is die 6 weke voor Paasondag. En Paasondag val hierdie jaar 2024 op 31 Maart. Lydingstyd is dus die 40 dae vanaf As Woensdag tot Stil Saterdag. Stil Saterdag is nou daardie Saterdag net voor Paasondag. Dis natuurlik die Sondag uitgesluit. Vriende, natuurlik in hierdie lydingstyd is daar verskeie geestelike dissiplines wat nog altyd in die geskiedenis van die vroeë kerk belangrik was. Daar's geestelike dissiplines soos gebed en vas wat deur hierdie lydingstyd gevolg kan word. Daar is ook natuurlik verskeie temas waarop gefokus word in lydingstyd. Natuurlik die groot tema van verootmoediging, skuldbesef en berou, dis belangrik in lydingstyd, so om met jouself te werk en bietjie te kyk, wat kan jy jouself verbeter, wat is daar wat nog staan tussen jy en jou naaste en jy en God. Ons almal het dit, ons weet daarvan, mense maak ons ten daarvan, of ons weet self deur die Gees wat in ons werk, wat ons verkeerd doen, en dan werk ons dit, veral 'n fokus in hierdie lydingstyd is op daai dinge wat jy nie reg doen nie, waarmee jy sukkel. Dan is daar ook hierdie waarskuwing in die kruistyd, in die lydingstyd van 'n verkeerde leefwyse. Nou vriende, ons weet as ons verkeerd lewe, ons weet wat ons nie reg doen nie, en hier kom hierdie waarskuwing ook teen 'n verkeerde leefwyse hier ook in lydingstyd na ons toe. Daar is die vermaning om soos God se kind te leef, dis alles natuurlik interverbind met mekaar, in mekaar geweef met mekaar, so al hierdie goed is belangrik. En dan, soos ons nou die fokus het op die eie ek, die individu ek wat voor die kruis staan, skuif die fokus dan in lydingstyd weg van die ek, die heeltyd na die kruis toe. Christus se versoeningsdaad aan die kruis. Ons is nie slawe van ons sondes nie, ons sondes bepaal ons nie, Christus bepaal ons. Ons sondes is natuurlik daai meelstene en daai moeilike goed waarmee ons sukkel. Vriende, ons almal sukkel daarmee, maar Christus is ons versoening. En dan kom ons ook agter by die kruis, vriende, dat God kan en God wil red. God is 'n reddende God. God los ons nie oor aan hierdie verskriklike bestaan van sonde nie, soos Efesiërs dan ook sê, hy is barmhartig en het ons innig lief en hy red ons uit daardie verdoemenis van sonde en hy maak ons wat ons geskep is om te wees, om ons te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Vriende, vanaand is 'n meditatiewe diens. Ek hou dit hier in die kerk, maar soos julle sien, ek doen dit op die skerm. Ek het so 2 uur se kant oproep gekry van ons faktotum wat gesê het ons kerk is vol bye, oral hier agter 'n hele swarm het ingetrek. Julle Impala Parkers, julle weet, bye was nog altyd maar 'n probleem hier in ons kerkgebou, en dan elke keer as jy dink hulle is weg, dan kom hulle weer terug, soos Rosel nou vir ons sê, bye bring geluk. Soos ons is hartseer dat ons nie die diens vanaand hier kan hou nie, maar ek hou hom op hierdie videogreep en ek vra vir julle as gemeente om saam met my hierdie meditatiewe diens te hou. Vriende, meditatiewe diens hier in die kerk sal ons natuurlik die ligte bietjie afbring en ons sal die hele atmosfeer skep sodat jy in hierdie meditatiewe atmosfeer jouself kan bevind. Jy speel op by die huis, dis nie so maklik nie, die hond blaf en die kinders skree en almal is besig en daar's TV-programme op. Vriende, 'n meditatiewe diens vra vir stilte. 'n Meditatiewe diens vra vir toemaak, ligte saggies, kers aansteek, die nagmaaltekens al gereed kry en dan net agteroor te sit en dan die meditatiewe diens te geniet. Ek gaan nie woordverkondiging doen nie, dis tekste wat ek lees en ek gaan stiltes tussenin gee, liedere van Theo wat ek gaan speel wat ons al het en pragtige liedere tussenin speel en dan gaan ek op die einde van die diens gaan ek die nagmaal bedien. En dan is jy welkom om die nagmaal te geniet en dan is die diens ook klaar.
Kom ons word stil voor die Here ons God. Here ons God, U is vol deernis. Soos ons lydingstyd ingaan, stuur U Gees sodat ons meer en meer mag groei in ons smagting na U, ons Verlosser. Stuur U Gees sodat ons gereeld en werklik van ons sondige gewoontes kan wegdraai. Stuur U Gees sodat ons alle groot en klein versoekinge wat oor ons pad mag kom kan weerstaan. Stuur U Gees, Here, sodat ons met vertroue kan onthou dat ons Here Jesus Christus alle sonde en dood oorwin het. Amen. Kinders van die Here, ek groet julle vanaand in die naam van die Here. Genade en vrede vir julle van God die Redder, van Jesus Christus die gekruisigde, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Here Jesus, gee ons leiding, oor vir elke dag. Kom ons bid saam. God van liefde en genade, ons kom na U by die begin van hierdie 40 dae van lydingstyd. En ons onthou U seun 40 dae in die woestyn ook gevas en gebid het. Ons onthou hoe hy doelgerig na Jerusalem gegaan het, gehoorsaam in lewe en dood. Ja, selfs die dood aan die kruis. God van liefde en genade, ons wil ook hierdie volgende 40 dae in nederige gehoorsaamheid ons verlosser Jesus Christus volg in ons lewens, elke dag, by ons huise waar ons werk en in ons wêreld. Ons bid dat U ons harte en gedagtes so sal vernuwe, dat ons net vir Christus sal lewe. Jesaja 40 vers 1 tot 2, Troos, troos my volk, sê Here God, praat mooi met Jerusalem, roep haar toe, dat haar gedwonge arbeid voltooi is, dat haar skuld afbetaal is. Ja, sy het uit die hand van die Here 'n dubbele straf ontvang vir al haar sondes. Jesaja 40 vers 3 tot 5. 'n stem roep, maak in die woestyn die pad van die Here gereed, maak in die Araba 'n groot pad vir ons God gelyk. Elke dal moet opgevul word en elke berg in hemel moet wegsak, hodderige plekke moet gelyke grond word, en rotsagtige terrein moet 'n vallei word. Die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word, alle mense sal dit gelyktydig sien, want die mond van die Here het gespreek. Jesaja 40 vers 6 tot 7, 'n stem sê toe, roep uit, en ek vra, wat moet ek uitroep? Alle mense is immers gras, en al hulle trou soos 'n veldblom, gras verdorre, blom verwelk, wanneer die asem van die Here daarop blaas. Waarlik die volk is maar net gras. Kom ons word stil. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek spreek in wind en golwe bedaar, ek sal ook jou getrouw bewaar. Wees stil en weet, ek is die Heer.
Jesaja 40 vers 8, ja, gras verdor, 'n blom verwelk, maar die woord van ons God hou stand vir altyd. Jesaja 40 vers 9, klim op 'n hoë berg Sion, boodskapper van vreugde, verhef jou stem met krag Jerusalem, boodskapper van vreugde. Verhef dit, moenie bang wees nie. Sê vir die dorpe van Juda, hier is julle God. Jesaja 10 vers 11, kyk, my Heer die Here, met krag kom hy, en sy arm oefen hy vir hom heerskappy uit. Kyk, sy vergoeding is by hom, sy beloning is voor hom. Soos 'n herder laat hy sy kudde wy, in sy arms maak hy lammers bymekaar. Teen sy bors draai hulle die lammer ooe, lei hy. Kom ons word stil. Ons bid saam. Here God, dit is moeilik om te dink dat ons eendag sal sterf. Ons droom, maak planne en praat oor wat ons in die nabye toekoms gaan doen. Ons dink nie altyd aan wat U wil hê nie. In plaas daarvan maak ons keuses wat ons dink goed is vir ons. Maar ons is hier net omdat U vir ons sorg. Ons bely dat ons vergeet het dat ons U die hele tyd nodig het. Ons bely dat ons soms keuses maak wat nie is wat U wil hê nie.
Ons weet nie wat die beste vir ons lewens is nie. Heilige God, ons is jammer oor ons sondes. Help ons om te onthou dat ons as gevolg van U leef. Help ons om te doen wat U wil hê ons moet doen deur Jesus ons Here. Here God. Nou waar ons die tekens van die brood gaan eet en nou waar ons die teken van die wyn gaan drink, help ons om nooit U kruisdood te vergeet nie. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Amen. Vriende, die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Amen. 'n Geseënde lydingstyd word U toegewens. Totsiens.